Hallo en welkom by vandag aan 27 sessie, waar ons die konsep van groepe in Salserver gaan verken. Ant 27, 'n groep is eenvoudig Ant 27, 'n versameling van een of meer skilstellings wat Salserver as Ant 27 'n enkele eenheid uitvoer. In hierdie video gaan ons uiteensit wat Ant 27 'n groep is, hoe die Go-opdrag groepe skei, hoekom veranderlike omvang saak maak, en hoe groepering jou help om jou stilskripte meer effektief te organiseer en te beheer. Die definisie van 'n batch is dat dit spoelopdragte groepeer, sodat hulle saam in 'n enkele, opeenvolgende eenheid loop. Die skeiding met Go is belangrik, want die Go-opdrag sê vir Salserver nutsprogramme soos Sims dat 'n batch geëindig het. 'n Voorbeeld van batch-skeiding kan gesien word wanneer ons 'n veranderlike verklaar en druk, en dan Go gebruik voordat ons 'n nuwe opdrag laat loop, soos in Declare message varchar 20, hallo print message, Go select gedate. Die omvangnota om te onthou is dat veranderlikes wat in een batch verklaar is, nie in die volgende gebruik kan word nie, aangesien hul omvang by die Go-opdrag eindig. Groeperings word gebruik om skripte te organiseer, afdelings van logika uit te voer, en opbekeping en veranderlike omvang binne Salserver te bestuur. En daarmee kom ons by die einde van ons kyk na spoelbondels. Onthou, om stellings in bondels te groepeer help jou om jou skripte te struktureer, veranderlike omvang te bestuur en logika in duidelike, georganiseerde afdelings uit te voer. As jy verstaan hoe en wanneer om bondels te skei, veral deur Go te gebruik, kan dit jou werkvloei binne Salserver aansienlik verbeter. Dankie dat jy gekyk het en sien jou in die volgende sessie.